Nou maar goed, vandag gaan ons nog 'n bietjie praat oor die nuwe aanslae op ons geestesgesondheid en hoe lank van tevore dit alreeds voorspel is. En dan gaan ek vir julle 'n bietjie van 'n programmetjie vertel met die naam van LEAP, Learn, Elevate, Achieve and Adapt. En dit gaan oor hoe om mense en veral skoolkinders voor te berei vir die wêreld van nie net skool nie, maar vir die lewe daar buite. Dinge verander baie vinnig. So, in 1932 het Aldous Huxley 'n boek geskryf met die naam van Brave New World. En dit is 'n roman wat ons nie gewaarsku het teen oorlog, diktatorskap of geweld nie, maar teen 'n veel meer subtiele, verleidelike en onsigbare tirannie, kan ons maar sê, wat die mensdom sou begin beheer. En daai ding se naam is plesier. Nou, op dieselfde tyd omtrent was George Orwell daar, wat gewaarsku het, almal praat van die Orwellian tye waarin ons lewe, dit is nie regtig so nie. Orwell het gesê dat ons deur vrees en sensuur en geweld beheer sal word, maar Huxley het nog steeds by sy punt gestaan en gesê die mense gaan op die einde van die dag deur hulle begeertes verslaaf word. Ons sal nie geslaan word nie, ons sal nie gevange geneem word nie. En natuurlik is die beste tronkvoël die een wat nie weet hy's in die tronk nie. Ek praat nou maar vir Plato skuif analogie. Maar in elk geval in plaas daarvan het ons so selfgesentreerd geword en ons is so gesus deur 'n eindelose reeks van goed wat ons aandag kan aftrek van die goed wat regtig belangrik is. So selfone, sosiale media, Timo, wat ook al. Maar Huxley se visie is die een wat waar geword het. Ons is nie deur wreedheid oorwin nie. Ons is saggies gekook, stadig gekook soos 'n padda, waar die temperatuur onderstadig aangedraai is. Nou volgens Huxley was daar net een dwelm vir pyn. En hulle het dit Samar genoem. Nou Samar is 'n ding wat ons kan 'n klomp onderafdelings voorgee op hierdie stadium en dis al die plesiere wat ons beleef, wat vir ons blootgestel word, sodat ons nie met pyn hoef te werk nie. Ons hoef dit te verwerk nie. Nou goed, so die hele ding is dat hierdie dwelm maak mense nie dood direk nie, maar dit sus hulle in 'n gemaklikheid in wat gevaarlik is en wat vir hulle indirek emosioneel kan doodmaak. Dit los lyding op sonder om te vra hoekom dit in die eerste plek bestaan het. Mense vra nie. Hulle volg slegs die trop. Hulle rebelleer nie. Hulle soek nie betekenis nie. Hulle weet nie eers wat dit is om swaar te kry nie. Want volgens mense deesdae is dit abnormaal om swaar te kry. Wat in die regte lewe nie regtig so werk nie. En sonder dat jy 'n bietjie swaar kry, sonder dat jy 'n bietjie ly, het jy nie regtig 'n strewe, 'n doelwit, diepte of 'n ontwikkeling van jou eie individualiteit nie. Mense is vry slegs in naam. Almal praat van freedom, freedom of the press, freedom of this, freedom of that. Want hulle het nie die kapasiteit, begeerte of energie om anders te kies nie. Huxley het nie 'n nagmerrie beskryf nie. Hy het 'n paradys beskryf wat die siel stilweg van binne af verrot. En is ons sommer deesdae nie net chemies nie, afhanklik van allerlei antidepressante en goeters nie, maar die groot ding is dat die wortel van daai hele, of nie die hele situasie, maar deel van die situasie lê digitaal. Dis algoritmies, 24/7. En dit is beskikbaar en vermom as vryheid. Jy hoef nie vertel te word om te luister nie. Jy lei jouself gewillig af in irrelevante gemors eintlik. Elke swipe wat jy gee, elke nuwe page wat jy oopmaak, elke klik op jou laptop of op jou foon,
is 'n klein inspuiting van dopamien. Elke advertensie wat jy sien, amper, is een wat verligting beloof, gemak, ontsnapping. Doen dit vir 4 dae, dan is jy 'n meester daarin. Probeer hierdie program, dit sal jou week vir jou organise. Op die einde van die dag is jy so oorweldig deur al die goed wat jou gaan help, dat jy eintlik maar net afsluit en dan niks doen nie. Die beste ding is om nie na een van daai goed te kyk nie en 'n beproefde manier te volg wat nie jou luiheid probeer wegsteek nie. Nou, aan die ander kant is, hoe meer plesier jy verbruik, ons is plesierverbruikers, hoe minder lewendig voel jy. Jy word nie vertel wat om te dink nie, en jy word die heeltyd vermaak en afgelei deur goed om seker te maak, jy dink nie diep nie. Nou, die volgende video, episode 2, gaan oor wat hierdie nuwe vorm van beheer so effektief en so evil maak en so maklik is om te volg, sodat jy aan self-destruct sonder dat enigiemand jou eintlik keer. Nou maar right, kom ons los dit daar vir vandag.